Ons begin vandag met 'n splinternuwe reeks. Alhoewel ons eintlik vroeër in die jaar al so bietjie aan hierdie reeks geraak het, ons het dit net nie 'n naam gegee nie. Want hierdie is ons stuur my jaar. En in hierdie stuur my jaar wil ons kyk na sekere Bybelkarakters. En as jy onthou, ons het so 'n bietjie teruggekyk na die verhaal van Jona. En dit was eintlik deel van hierdie nuwe reeks, Ken jy vir? En daar kan ons nou die name sit van 'n paar Bybelse karakters. En dit gaan 'n paar Bybelse karakters wees wat jy moontlik gaan ken en jy gaan hulle stories ken. Maar dalk is daar 'n paar Bybelkarakters wat jy nie meer bekend is nie en wat se stories ook nie so bekend is nie. En ons wil 'n paar van daardie karakters ook uitlig, want hulle stories is eintlik baie relevant. Hulle was almal gestuur deur die Here om 'n taak te verrig. En dit is waar hierdie reeks van uitgebore is. Ken jy vir? En ek gaan vandag met jou gesels oor ken jy vir Dawid? Nou, ek is seker dat almal ken vir Dawid van kindertyd af, né? Want ons het met die kinderbybel groot geword en gesien hoe staan hierdie klein ouetjie voor die reus en hy slaan met 'n slingervel die reus dood. Maar ek is seker dat daar is 'n paar dinge omtrent Dawid se verhaal wat jou vandag gaan inspireer en gaan motiveer, soos wat dit my gemotiveer het. So, Dawid se verhaal is vir my hierdie mooi verhaal van hoe die Here iemand voorberei het vir groter dinge. Selfs al het dit vir hom onwaarskynlik gelyk. En daarmee kan ek myself nogal vereenselwig en miskien kan jy dit ook doen. Dalk het die Here al vir jou 'n belofte gegee, maar jy sien dit nog nie in jou lewe nie. En jy vra vir jouself die vraag af, Here, wanneer? Sien vir Dawid, waar hy onder 'n boom sit, en die skapies is hier voor hom. En hy weet hy's geroep vir groter dinge. En ek is seker hy moes hy gevra het, Here, wanneer? Dit lyk onwaarskynlik dat U my sal kies, my wil gebruik vir hierdie taak. Want ek is miskien nie die beste kandidaat nie, né? Soos ons gaan sien in Dawid se verhaal ook. Maar ek het vir jou goeie nuus. Ek wil hê jy moet saam met my, as jy jou Bybel het, maak hom oop by 1 Samuel 16 en ons gaan in 1 Samuel 16 so 'n bietjie lees en nog in 'n paar hoofstukke daarna. 1 Samuel 16 vers 7 sê die volgende: Die Here neem nie besluite soos mense nie. Wie's baie bly daaroor? Want as die Here moes besluite geneem het soos mense, sou ek dalk glad nie vandag 'n kind van die Here gewees het nie. Want ek weet nie altyd of ek die beste kandidaat was om as 'n kind van die Here geklassifiseer te word uit 'n menslike perspektief nie. Maar ek dank die Here dat hy nie kyk na ons soos wat mense na jou en my kyk nie. Die Bybel sê, mense oordeel volgens uiterlike voorkoms. Jy mag maar sê eina. Is dit nie waar nie? Ons kyk so maklik na mense en dan dink ons, dankie Here, ek lyk nie soos daardie ene nie. Of ek ruik nie soos daardie ene nie. Dit gebeur so maklik. Ons gesels hierdie week, ek en Sarina so 'n bietjie daaroor en ons praat net oor hierdie area waarin hierdie kerk is. En hoe baie mense hier rondom die kerk bly en loop en beweeg, wat ons baie keer met vraagtekens na kyk. Want hier is mense rondom hierdie kerk wat op straat slaap, wat nie altyd mooi lyk nie, en mooi ruik nie. En dan is daar vrouens van die nag, wat ook hier rondom die kerk paradeer. En die vraag wat ek myself afvra is ons nie veronderstel om juis Bishu Day ook daar te wees nie? Vir almal hier rondom ons nie. En hoe sal dit lyk die dag wanneer daar 'n paar van hulle by ons diens instap? Hoe sal ons nie na hulle kyk nie? Moenie antwoord nie, dink net so 'n bietjie. Dink net so 'n bietjie daaraan. Ons mense oordeel volgens uiterlike voorkoms, maar die Here kyk na die binnekant. Dankie Here, dat U my binnekant raak gesien het. En nie net na my buitekant gekyk het nie.
Want God sien wat mense nie sien nie. Hy kyk na jou en hy sien hierdie wonderlike potensiaal raak. Hy kyk na jou en hy sien hoe jy sy passie uitlewe. Hy kyk na jou en hy sien die groot dinge wat hy in en deur jou kan en wil vermag. En Dawid, ons ken die verhaal, hy was die jongste van sy broers. Eintlik, hy was onbenullig in die oë van sy pa en sy broers. Maar die Here het sy hart raak gesien. Want wat het met Dawid gebeur? Hy was heel laaste, hulle het nie eers aan hom gedink toe Samuel gekom het en 'n koning kom soek het nie. Al die ander broers het gekom, groot, mooi, fris jong manne, sterk jong manne. En elke keer het Samuel gedink, hierdie is die ou. Hierdie ou hy lyk asof hy 'n koning kan wees. En dan die Here gesê, hou verby. Totdat daar niemand meer was nie. En toe vra Samuel, het jy niemand meer nie? En toe onthou Isaai, ouma, ek het nog 'n seun wat in die weiveld ergens is. Maar hy maak nie regtig saak nie. En Samuel sê, bring hom. En toe Dawid instap, toe maak die Here dit vir Samuel oop. Hoe baie keer kyk jy na jouself in die spieël en jy dink, hoe kan die Here my gebruik? Hoe kan die Here iemand soos ek gebruik met my tekortkominge, my stryd, my probleme? Ek wil vir jou sê, jy is nie te gering, te klein, te ongesien vir God om te gebruik nie. Hy wil jou gebruik. Hy kan jou gebruik. En as jy hom toelaat, gaan hy jou gebruik. Paar verse verder. Ek wil hierdie verhaal lees. 1 Samuel 16 vers 10. 7 van Isaai se seuns is so aan Samuel voorgestel, maar Samuel sê vir Isaai, die Here het nie een van hulle gekies nie. Hoe baie keer hoor ons dat ons nie die Here se eerste keuse was nie. Mense hoor baie keer van mense wat in bediening staan. Ek dink amper Reinhard Bonke het al getuig dat hy die Here se derde keuse was om te doen wat die Here hom voorgeroep het. Wel, hierdie verhaal is so 'n bietjie anders, want die seuns het so een vir een verbygegaan, maar dit was nie die mense keuse nie. Die Here het anders gesien, né? Maar Samuel sê vir Isaai, die Here het nie een van hulle gekies nie. Die volgende vers 11. Daarom vra hy, is hierdie al jou seuns? Die jongste is nie hier nie, antwoord Isaai. Hy pas die skape op. Want Samuel soek iemand spesifiek. Iemand vir wie die Here die regmerkie voor gaan gee. En daar is Dawid, agter in die weiveld. En die weiveld is seker die mees vreemde plek om as 'n koning gekwalifiseer te word. Maar die weiveld is juis daar waar Dawid se voorbereiding begin het. En miskien sê vir jouself, Here, hoekom moet ek in hierdie werk staan? Hoekom moet ek in hierdie beroep staan? Hoekom moet ek deur hierdie ding gaan? Dit voel vir my so onbenullig en dit voel vir my lewe het geen rigting nie. Dalk is die Here net besig met jou voorbereiding. Dalk is hy besig om jou te leer. Dalk is hy besig om jou die krag te gee vir dit wat nog moet kom. Dawid het in hierdie tyd, terwyl hy daar sit, skapies is ons maar skapies, hulle is nie altyd vreeslik aktief nie. Bokke is baie meer aktief, hardloop rond, skapies is baie rustig, hulle eet, hulle lê, hulle bê, baie rustig. So Dawid het dink ek het tyd gehad om onder 'n boom te gaan sit en sy lier uit te haal. En ek kan sien hoe begin hy die psalm skryf, want Dawid het 'n verhouding met die Here gehad. En veral nadat hy gesalf is as koning, sê die Bybel het die Heilige Gees oor hom vaardig geword. En ek dink daar het hy begin om van hierdie wonderlike psalms wat ons lees te skryf. Maar ek is seker, terwyl hy daar sit, het hy gedink, Here, U het my gesalf, die profeet het my gesalf as koning, wat maak ek onder 'n boom? Besig om na skape te kyk. Min wetend, dat daar gaan eers 'n beer kom, wat die skape wil vang. En 'n leeu kom, wat die skape wil vang. En die Here gaan
hom gebruik om die skape te bevry, sodat hy op die einde van die dag voorberei kan wees vir God se plan. So wat ons hieruit kan leer, glo ek, is dat tye van stilte, waar jy voel, Here, hier's niks besig om in my lewe te gebeur nie. Ek sukkel selfs om u stem partykeer te hoor. Dis juist daardie tye waar die Here besig is om jou karakter te vorm vir dit wat hy in jou lewe wil doen. Ek wil 'n bietjie verder gaan. 1 Samuel 17 vers 4 as jy na die volgende hoofstuk toe wil blaai. En hier lees ons die verhaal van Goliat en jy kan asseblief daardie hele hoofstuk gaan lees, maar ek wil net so 'n paar verse uithaal. Vers 4 sê, Goliat, 'n uithaler vegter van Gat, het uit die leer van die Filistyne na vore gekom. Hy was 3 meter lank. Eben Etzebeth, wie nou weer? Waar is Jaco en Lorette? Julle kinders is nog nie daar nie. Hulle is lank, maar hulle is nog nie daar nie. 3 meter, kan jy jouself indink, hoe lyk 'n 3 meter lange man? Die volgende, so 'n bietjie verder, vers 34 sê, Dawid, ek pas my pa se skape op, sê hy. En as 'n leeu of 'n beer kom om 'n lam uit die trop weg te dra, dan sit ek hom agterna. Kan jy jouself indink? Jy hardop hierdie skaapwagtertjie agter 'n leeu aan. Nou ek het my eie opinie. Ek dink nie Dawid was so klein soos baie van ons dink hy was nie. Hy was die jongste van die seuns, maar ek dink nie hy was die kleinste van die seuns nie. Want om 'n leeu en 'n beer agterna te sit, ek weet nie of ek daardie guts het nie. Het jy al gesien hoe groot is 'n leeu? Jy het gesien hoe groot is daai pote? 'n Tier het my een keer beet gekry. Ons was in Meyerton is daar 'n persoon wat 'n privaat dieretuin het. En hy het 2 sulke groot Bengaalse tiere. En ons het gaan kyk na hierdie tiere en hulle besluit, hy vra toe wie wil graag saam met die tiere ingaan. Ek is mos nie bang nie. En ek sê ek sal saam met die tiere ingaan. Saam met hom natuurlik, nie op my eie nie. En ek gaan in en die wyfie was op hitte, so sy was nie lekker nie. Sy was bietjie kwaai. Dames moet asseblief nou niks sê nie. En ek het haar gevryf, ek het haar kop gevryf, die mannetjie was wonderlik, hy was oulik, en die volgende oomblik toe ek wil uitgaan, toe gryp hy tier my been so vas. Sy snaal haar naaltjies so om my kyk. En ek het in my lewe nog nooit soveel krag gevoel soos in daai tier se pote nie. En sy het so liefdelik net haar tande so om my kyk gesit. Net so 'n bietjie van die vel weggevat. Gelukkig het die eienaar tussen beide gespring en haar weggetrek, so ek kon met my been uitgaan, nog aan my lyf vas. En net daardie oomblik het my laat besef, hoe het Dawid dit gedoen? Om 'n leeu agterna te sit. Dan sê die Bybel, hy vat en hy ruk hierdie skaap, hierdie lammetjie uit die leeu of die beer se bek. Ek weet nie hoe doen hy dit nie. Vers 35 sê, ek val hom aan en ek red die lam uit sy bek. En as hy my wil aanval, dan gryp ek hom aan sy baard en ek slaan hom dood. Hy was 'n ander boerklomp. Hy slaan hom dood. Ek het dit al met sowel 'n leeu as 'n beer gedoen. En hierdie onbesnede Filistyn sal soos een van hulle word, omdat hy die leer van die lewende God beledig het. Kan jy verstaan wat het die weiveld vir Dawid beteken? Wat se boldness het Dawid ontwikkel, het die Here in hom ingebou, terwyl hy besig was om iets onbenullig te doen. En ek wil vir jou dieselfde sê, terwyl jy dalk besig is om te worstel met jou eie stryd, sien net die groter prentjie van die Here vandag in jou lewe raak, dat hy besig is om jou voor te berei vir 'n baie groter taak, want daar is dalk 'n reus wat kom wat jy moet verslaan, sodat mense rondom jou vryheid kan beleef. En dat die Here jou kan kroon met die kroon wat hy vir jou instoor het.
Ek dink dat die Here gebruik juis sulke uitdagings om jou en my te vorm, sodat ons daar die plek van oorwinning kan bereik. En ek wil vir jou sê, wanneer daar reëse in jou lewe is, moenie terugdeins vir hulle nie. I have the authority that Jesus has given me. Ek en jy het die autoriteit. Ons het nie nodig om terug te staan nie. Ons kan in autoriteit opstaan en ons kan in oorwinning seëvier. Want ek en jy is mos, volgens die Bybel, meer as oorwinnaars deur Christus wat vir jou en my die krag gee. Ek op my eie is maar baie swak. Op my beste dag het ek baie keer my vrou nodig om moed in my lewe in te praat. Want die gawe van geloof opereer deur haar lewe. En wanneer ek swak is, dan gebruik die Here haar om my sterk te maak weer. Maar wanneer ek in autoriteit opstaan, dan kan ek 'n reus aanspreek. En ek kan 'n geestelike beer verslaan. En ek kan 'n geestelike leeu verslaan. Omdat die autoriteit deur Christus in my lewe gesetel is. God se tydsberekening. Verstaan ek en jy nou al dat dit nie altyd ons tydsberekening is nie, né? Ons wil alles vinnig en nou dadelik gedoen hê. Die Here gee vir jou my belofte. Hy sê vir jou wat jy wil hê jy moet doen en jy voel, Here, ek wil dit nou al doen. Maar die Here se tydsberekening verg dat ek en jy geduld moet koester. Hier staan Dawid, word gesalf deur Samuel as koning. Die Heilige Gees neem besit van sy lewe. Hy weet daar is iets groters vir hom in stoor en sy pa sê, okay, hierdie jou claim to fame is verby. Gaan terug weiveld toe, daar skape. Wie kyk na die skape as jy hier is? En Dawid gaan terug skape toe. Hy's nie dadelik in die paleis nie. Hy's nie dadelik op 'n plek waar hy regeer as koning nie. Want sy voorbereidingstyd was nog nie reg nie. En Dawid moes geduld leer. Hy moes leer dat daar sekere dinge wat hy eers moet deurgaan, sekere ervarings wat hy moet beleef, sekere oorwinnings wat hy in sy lewe moet behaal, sodat hy by 'n reus kan uitkom, sodat hy as 'n koning gesalf kan word en kan dien as koning. Nou vra ek myself die vraag, hoekom is ek en jy dan soms so ongeduldig wanneer die Here vir ons 'n belofte gee? Hoekom kan ons nie die Here net vertrou dat hy nog steeds besig is met jou en my nie? Jakobus 4 vers 10 sê, onderwerp julle in nederigheid voor die Here. In nederigheid en hy sal julle verhoog. Die Here is die een wat aanstel. En wanneer hy vir jou belofte gegee het, is hy die een wat op die regte tyd jou hand sal vat en vir jou sal sê, nou is die tyd. En jy kan in jou skepingsdoel inbeweeg. Maar dit kos dat ek en jy nederig voor die Here sal bly. En nie rammetjie uitnek sal raak en sal sê, Here, wanneer nie. Maar dat ons sal sê, dankie Here vir hierdie tyd van voorbereiding. Dankie dat U my leer. Dankie dat U my lei. Dankie dat U my sterk maak. Dankie vir die klein oorwinnings, die groter oorwinnings, sodat ek op die einde van die dag by my plek kan uitkom waar U my geroep het. Ek wil vir jou dit in die Nuwe Lewende Vertaling ook lees. Jakobus 4 vers 10, dit sê, val voor die Here neer en wys dat julle van hom afhanklik is. As daar ooit 'n tyd vir jou en my is, om afhanklik te wees in alles wat ons doen, is dit nou. Ons weet nie wat die toekoms hou nie, en ek is so dankbaar vir hierdie reeks van openbaring wat kom, sodat die angel van openbaring uitgehaal kan word, en dat ons kan leer oor wat sê die woord van die Here, spesifiek oor eindtyd gebeure ook. Ons weet nie wat gaan gebeur nie. Al wat ons weet is, wanneer ons kinders van die Here is, gaan ons okay wees. En ons het 'n taak om te doen, ons het mense om saam met ons te vat op hierdie reis. En dan, ons het nodig om afhanklik te wees van hom, dat hy ons die krag kan gee, wat ons nodig het in hierdie tyd waarin ons lewe. Want die Bybel sê, wanneer ons dit doen, wanneer ons voor hom neerval, en wys dat ons afhanklik is, sal hy ons optel, en hy sal ons die aansien gee.
Die Here is die een wat jou bring na daardie plek toe van regeer. Van daardie plek toe van oorwinning. Na daardie plek toe waar jy voel ek is besig om te doen wat die Here my voorgeroep het. 'n Laaste punt wat ek wil maak en ek wil vra dat Ulrich so lank na vore sal kom. Ek en jy het nodig om nederig en afhanklik te bly. Jou en my wandel met die Here is deurweek met God se genade. As dit nie vir hom was nie, waar was jy? Waar was ek? En daarom kan ek nooit groot praat van myself wanneer dit by my verhouding met die Here kom nie. Ek is net gered deur genade. En as dit nie vir Christus was wat besluit het om my te roep nie, sou ek verlore gewees het. En ek dank die Here vir 'n dag wat ek kon ja sê vir sy roepstem. Ek dank die Here vir 'n dag wat jy kon ja sê vir sy roepstem. 'n Dag waar jy kon sê, Here, ek weet daar's groter dinge wat vir my wag. Vandag sê ek ja. Dalk praat die Here al lankal met jou om ergens betrokke te raak by iets. Dalk by ons beleefspan. Dalk praat hy met jou oor om 'n groepleier te wees, om 'n groep te begin. Of om ergens in te skakel by 'n groep. Dalk praat hy met jou om deel te raak van die kinderkerk personeel. Of om te kom sing, musiek te maak. Dalk het jy 'n gawe. Maar jy het nog nooit die vrymoedigheid gehad om dit te doen nie. Jy moet net daardie volgende stap neem. Ek het 3 vrae wat ek vir jou wil vra. En ek wil hierdie vrae by jou los. Heel eerstens, wat is jou weiveld vandag? Wat is daardie plek waar jy voel ek stak? Ek is nou al hoe lank al hier besig met dit wat ek voel bring my nêrens in die lewe nie. Miskien het jy nodig om net nog so 'n bietjie langer vas te byt. Miskien moet jy anders na jou situasie kyk en sê, Here, wat se lesse het ek geleer terwyl ek hier is? Dalk gaan jy deur 'n siekte toestand in jou lewe. En jy sukkel om vrede daar te kry en te sê, Here, wanneer kom my genesing? Vra eerder vir jou vraag of, Here, wat het U vir my geleer in hierdie tyd wat ek hierdie siekte toestand het? Hoe het U Uself aan my kom openbaar in hierdie tyd? En wat wil U hierdeur vir my leer? En wat kan ek verander hierdeur leer? Wat is jou weiveld? Die tweede ding is jy bereid om te wag? Is jy bereid om te sê, Here, ek sal geduldig wees totdat U vir my die deurbraak gee? Want selfs nadat Dawid vir Goliat verslaan het, was hy nog nie op die troon nie. Saul moes eers nog vir 'n ruk lank as koning dien. En toe het die Here vir Dawid aangestel. So miskien voel jy die grootste reus, die grootste oorwinning in jou lewe het jy behaal. Jy het die grootste reus verslaan. En nou is die tyd, nou daar. En die Here sê, hokkie net nog so bietjie. Jy's nog nie heeltemal daar nie. Ek wil dit vir jou gee, maar wag net so bietjie. My seun is nou 16. En hy kan nie wag om eendag te bestuur nie. Maar ek kan nie nou my kar vir hom gee nie. Hy wil al bestuur het vandat hy 2 jaar oud is. Kan jy indink wat se gemors sou dit gewees het as ek toe my kar vir hom gegee het? Wel, dalk nie, want hy kon nie by die pedale bykom nie, so dit sal ook oukei gewees het. Maar hy moet eers groei. En hy moet eers die reëls leer. En hy moet eers leer om 'n voertuig te kan hanteer. En dan moet hy gaan vir sy lisensie, en as hy dit gekry het, dan kan hy bestuur wettiglik. Net so is ek en jy, dalk is ons nog in ons kleuterfase, en jy sien al hoe ry jy daardie kar. Maar die Here sê vir jou, wag net nog so bietjie. Ek weet jy wil. Ek weet jy voel jy's reg, maar ek is nog besig om in jou te werk. Jy het nog nodig om so bietjie volwasse te word. Jy het nog nodig om so bietjie te groei in jou verhouding met my. En dan gaan die deurbraak kom. Die derde vraag wat ek wil vra is jy tans getrou in die klein dinge,
sodat die Here jou kan aanstel oor die groter dinge. Is jy tans getrou in dit wat hy nou vir jou vra om te doen? Want as jy nou getrou is, dan weet jy, die Here gaan vir jou die geleentheid gee vir groter dinge in die toekoms. Maar as jy nou stoei met die klein dinge en dit voel nie vir jou lekker nie, hoe wil jy hê die Here moet jou vertrou met groter goed in die toekoms? So, wees content, wees tevrede, kom in 'n plek van rus met waar jy nou is. En sien die groter prentjie raak en sê, dankie Here, ek weet U is besig met my. En die Here gaan met jou besig wees tot die dag dat jy jou laaste asem uitblaas. Hy gaan nooit ophou nie. En daar sal altyd iets wees vir jou om te doen. Maar waar jy nou is, miskien is dit nodig vir jou om wel hand aan die ploeg te sit. Miskien moet jy sê, Here, tot nou toe het ek nog niks gedoen nie. In watse klein dingetjies kan ek nou begin om getrou te wees, sodat U my kan aanstel oor groter dinge. Ek en jy is God se sending. Ons is Missio Dei. Die Here wil jou gebruik. Hy wil jou aanstel. Daar waar jy beweeg, waar jy skouers skuur, daar moet jy 'n impak maak. Miskien roep die Here jou om elders in die ooste te gaan werk. Of soos François hulle daar in die Amazone. Miskien roep hy jou daarvoor. Dan moet jy ja sê. Maar miskien wil hy hê jy moet net in beweging kom vandag. En sê ja Here, ek sal elders inskakel. Ek sal by Incheba betrokke raak. Ek sal by SafeSpace betrokke raak. Ek sal hier kom dien, ek sal offerande opneem. Ek sal iets doen. Ek wil net elders betrokke raak. Ek sê ja Here, ek sal net daardie persoon by die werk so lank mee gesels en dalk saam met iemand bid. Dalk is dit wat die Here wil hê jy moet doen. Neem daardie stap. Ek wil saam met jou bid. Ek wil vra daar waar jy is, wil jy net vir 'n oomblik jou oë saam met my toemaak. En dalk sit jy vandag hier en jy voel jy's net goed genoeg om skape op te pas. Jy's nie goed genoeg om in 'n plek van autoriteit te wees nie. Jy het nie die woorde nie, jy kan nie met mense praat nie. Hoe wil die Here jou gebruik? Miskien voel jy's net goed genoeg om te doen wat jy nou besig is om te doen. Miskien voel jy dat die mense rondom jou, almal het belangriker take as jy. Ek wil vandag sê, die Here sien jou raak. Hy sien jou raak. Hy het jou die vermoë gegee en hy sal jou gebruik. Dalk is jy moeg om te wag vir jou deurbraak. Dalk voel jy ek sit al so lank onder hierdie boom. Wanneer kom my deurbraak, Here? Ek is ongeduldig. Wanneer aktiveer U my bediening? Die Here sal reeds besig met jou. Hy sal reeds besig met jou. Jy het net nodig om dit raak te sien en vir hom te sê dankie Here vir dit wat U tot nou toe in my lewe ingebou het. Jy het iets wat jy kan doen wat niemand anders rondom jou kan doen nie. En dit is wat die Here wil gebruik. Onthou, op die regte tyd sal die Here jou verhef, sal hy jou uitlig en sal hy jou gebruik. Ek wil saam met jou bid. En as jy wil ingesluit wees by hierdie gebed, is jy welkom om net daar waar jy sit, jou hand op te steek en sê, Here, sien my net vandag raak. Ek is gefrustreerd, ek is moeg. Ek is verward, want ek weet nie wat U wil hê ek moet doen nie, of ek weet nie hoe U my wil gebruik nie. Ek is onseker, Here. Ek wil saam met jou bid vanmôre, as dit jy is. Kom ons maak ons oë toe, net daar waar jy sit, is jy welkom om jou hand op te steek, en ek gaan saam met jou bid. Here, dankie vir elke persoon in hierdie auditorium, wat nou sê, Here, hier is ek, dink aan my. Ek voel ongeduldig, Here. Ek weet U wil iets deur my doen. Ek hoor ek is U plan en ek is U sending. Maar ek weet nie wat nie, Here. Ek weet nie hoe nie. Dankie, Heilige Gees, dat U nou in ons lewens dit begin wakker maak, dat ons kan sien hoe U ons tot op hierdie punt gebring het en wat U alles in ons lewens ingebou het tot vandag toe, sodat U ons vorentoe kan gebruik vir dit waarvoor U ons roep. Ek dank U, Here, dat hierdie plek van onbenulligheid wat ons voel, ek is besig om my tyd te mors.
Here, dat dit juist dit is waarin ons geleer word. Dis die leerskool vir u plan in ons lewens. Dis die voorbereidingsplek. En ek dank u Here dat u nou by elkeen van hierdie kosbare mense net weer die versekering sal plaas, dat u hulle raak sien, Here, dat u plan in hulle lewens kom vestig en dat u op die regte tyd hulle sal aktiveer tot op 'n plek van heerskappy en in 'n plek van deurbrake. Here, en wanneer daar 'n reus is wat voor hulle staan, dat hulle die boldness sal hê om te staan en te sê, jy kom na my toe met 'n swaard en 'n spies, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here. En dat ons in oorwinning kan staan, because we have the authority, ons het die autoriteit van Jesus Christus in ons lewens. En ons sê vir u dankie daarvoor. Here, dankie dat u ons aktiveer. Dankie Here dat u ons by 'n plek bring waar ons net weer kan opstaan en sê, Here, hier is ek, stuur my, gebruik my soos wat u wil. En ons eer u daarvoor in Jesus kosbare naam.